Maranatha. Dit is die manier waarop die Nuwe Testament kerk mekaar gegroet het. En wat beteken Jesus kom gou weer? Baie welkom by hierdie hemelvaart uitsending van Tabernadei. Ek wil kortliks met jou praat oor die gedagte, die hemel is 'n werklikheid. Maar kom ek begin eers van 'n ander hoek af. Wat is dit wat vir jou hoop gee in die lewe? Waaraan hou jy vas in moeilike tye? As jy miskien 'n lysie sou gemaak het van goed wat vir jou hoop gee, goed wat die lewe vir jou makliker maak, goed wat jou bly maak en jou vrede en vreugde gee, wat sou op daai lysie wees? Die hartseer is, meeste mense se lysie sal gevul wees met materiële dinge. As ek na my bankbalans kry, dan het ek hoop. Of as ek dink aan wat ek versamel het oor die jare, dan gee dit vir my 'n stuk sekuriteit. Maar ons weet ook dat dit alles goed is wat van ons af weggeneem kan word in 'n oomblik. So ek dink, ek en jy as Christen behoort bo aan hierdie lysie iets te skryf oor God se beloftes. En die feit dat ons glo hy 'n waarmaker van sy woord is. Want dan kan ons aan hierdie beloftes vashou. Jesus het, behalwe al die baie ander beloftes wat die Bybel ons leer en wat hy gemaak het, eintlik 4 major beloftes gemaak, terwyl hy nog op aarde was. Hy het beloof hy gaan sterwe. En hy het. Hy het beloof hy gaan opstaan. En hy het. Hy het beloof hy gaan opvaar. En hy het. En toe het hy beloof hy gaan terugkom. 3 van die 4 beloftes reeds 'n werklikheid geword. My vraag aan jou vanaand is, hierdie 4de belofte, glo jy dit? Het jy 'n verwagting? Verstaan jy dat die hemel 'n werklikheid is? Die oomblik wanneer ons dit begin glo, dan kom daar hoop in ons harte. Kom ons lees wat Jesus gesê het toe hy nog op aarde was, Johannes 14. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur my nie. Ek wil 3 punte maak vanaand, maar is eintlik een stelling wat ek so bietjie vir bietjie gaan uitbrei. So punt nommer 1, hemel is 'n plek. Dis 'n plek, en jy moet dit verstaan. Volgens Jesus se woorde is dit 'n regte plek. Hy gee nie altyd al die detail nie, maar hier is onder andere wat hy sê oor die plek. Hy sê dis 'n plek waarheen hy gaan. Kyk, ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. In die tweede plek sê hy, dis 'n plek van waar hy gaan terugkeer. As ek gegaan het en vir julle plek berei het, dan gaan ek weer kom. In die derde, dis 'n plek waarheen hy ons gaan neem. Hy sê, ek sal julle na my toe neem. Nou daar's baie skrif, en ek gaan so vinnig net 'n paar vir jou lees, wat hierdie waarheid van die werklikheid van die hemel beklemtoon en vir ons onderstreep. Hier's wat hy sê, Johannes 6, vers 38, ek het uit die hemel neergedaal. Matteus 6:9, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemele is. Hebreërs 8:1, ons het 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand in die troon van die majesteit in die hemele. Lukas 24:51, en terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Party mense gaan jou probeer ooreed en oortuig, en selfs probeer indoktrineer en manipuleer, om te sê, hemel is eintlik net 'n toestand. Daar's gelowe wat glo, jy's nou in die hemel of in die hel. Party wat glo, dis 'n konsep in jou kop. Party wat dink, dis net 'n vorm van beeldspraak wat die Bybel gebruik. Dis nie waar nie. Hemel is 'n werklikheid. As jy dit glo,
behoort dit jou motivering te wees. Dit moet jou motiveer om reg te lewe. Dit moet jou motiveer om te doen wat die Bybel sê. Maar behalwe dat dit jou motiveer, moet dit jou hoop wees waaraan jy vashou. Die hoop dat ek ander gelowiges wat die Here gedien het, weer gaan sien. Hoop dat daar lewe na dood is. Dis die belofte van die Vader en van Jesus waaraan ons moet vashou. Die bekende C.S. Lewis het die volgende gesê. Hy het gesê, van dat Christene nie meer in die hemel glo nie, het hulle oneffektief geword. Jy sien as hierdie prentjie geblur raak van wat die hemel is, en is dit nou of is dit nou nie, is dit 'n werklikheid of nie, is dit 'n gedagte, dan begin al die ander geloofsbeginsels so half afgewater raak, want dan doen ons dit nie meer nie. Satan wil hê dat God en God se mense, die kerk, en God se plek, die hemel, belaster word. Hoor wat sê hy in Openbaring 13, hy sê, en hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, dis nou die duiwel, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Onthou dat die duiwel ook eens in die hemel gewoon het, dit was sy woonplek. En hy is daar uitgeskop, en daar is hierdie stuk jaloersheid, en hierdie stuk woede en bitterheid in hom, wat wil maak dat hy jou en my as Christen wil oortuig dat die werklikheid van die hemel nie bestaan nie. 'n ander man met die naam van Randy Alcorn het gesê, die kerk het antwoorde op al die mense se vrae, maar ons afgewaterde, soos hy dit noem, opinie oor God, en ons afgewaterde opinie oor die hemel, maak dat die kerk se boodskap kragteloos word. Let wel, hy praat nie oor al die ander goed, die spreuke in tale, of die gawes van die Gees, of hierdie goed nie. Hy sê, as jou begrip oor God en hemel nie reg is nie, gaan jy 'n kragtelose Christen wees. Miskien wonder jy, hoekom is ek 'n swak Christen? Dalk moet jy jou prentjie oor die hemel verander. So kom ek maak by punt nommer 2 die sin verder. Hemel is 'n plek wat voorberei word. Die bruidegom, Jesus, is volgens Joodse troutradisies weg om 'n plek voor te berei. Die Joodse trouseremonies het so gewerk. Die bruid en die bruidegom het mekaar ontmoet iewers. Hulle het hulle liefde aan mekaar verklaar. Hy het vir haar 'n klomp geskenke gegee. Dan het hy weggegaan om vir haar 'n plek voor te berei. En dan kom hy terug om haar te kom haal. En ons is nou in daai era of daai fase waar Jesus, die ewige bruidegom, besig is om die plek vir jou en my as bruid van Christus voor te berei. Ek beskou dit persoonlik as 'n eer en 'n voorreg om net te begin dink dat die koning van konings my by hom wil hê en dat hy moeite doen om 'n plek vir my voor te berei. En sommer net so as 'n lusmakertjie. Hoor gou wat sê Openbaring, net so 'n stukkie van hoe dit gaan lyk. Hy sê die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament met jaspis, die tweede safier, die derde kalkedon, die vierde smarag, sardis, sardius, sardonyx, kristoliet, beryl, topaas, chrysopas, hyacint, amethyst. Nou ek moes gaan kyk hoe lyk die goed, maar dis hierdie kleurvolle edelgesteentes, maar kom ons dink net vir 'n oomblik, hoe lyk die aarde? Ek is persoonlik 'n groot voëlliefhebber, ek hou daarvan om na voëls te kyk, en vandat ek op skool is, het ek altyd bietjie voëls, en aan die begin was dit duifies en vinkies, maar later was dit die kleurvolle goed, die budgies en die lovebirds, met al hierdie mooi kleure. Dink aan skoenlappers, dink aan Namakwaland, as dit 'n goeie reënjaar was, hierdie plate van kleurvolle blomme. Dink aan 'n sonsopkoms of 'n sonsondergang, al hierdie kleure wat elke aand anders is. As jy vir 'n oomblik dink aan hoe mooi God die aarde gemaak het, dink ek nie ek en jy kan begin om onsself in te dink hoe mooi die hemel gaan wees nie. Maar hy is besig om dit vir ons voor te berei. Maar hier is die probleem. Ek dink baie mense dink die hemel gaan 'n
boring plek wees. Dit gaan hierdie een verskriklike lang vervelige kerkdiens wees. En dan sukkel baie om vir 'n uur wakker te bly in die kerk. Hoe gaan ek vir altyd in hierdie kerkdiens sit sonder om aan die slaap te raak? Daar kan baie ander goed wees wat ek kan sê, maar ek dink daar's twee verkeerde aannames wat maak dat ons dink hemel gaan vervelig wees. Die een is, dalk dink jy God is vervelig. Van al die do's en don'ts wat die Bybel dan nou neerlê, dink mense dat God gun ons nie pret nie, en dis nie die waarheid nie. Hy's nie 'n spoilsport nie. God is nie 'n dull God nie. God is nie 'n boring God nie. Die hemel gaan nie vervelig wees nie. Inteendeel, dit gaan jou asem wegslaan. Dit gaan maak dat jy voor sy voete wil neerval en hom net aanbid. Jy gaan in sy teenwoordigheid wees. Hier's 'n tweede aanname. Dalk dink jy, want dis wat die duiwel wil jou laat glo, dat lewe sonder sonde oninteressant is. Satan wil jou laat glo dat sonde pret gee, dat dit vervulling bring, dat dit geluk bring. En dis nie waar nie, jy weet dit. Dit los jou op die einde van die dag leeg en jy's onvervuld. Behalwe vir al die mooi en skoonheid van die hemel, gaan ons by hom wees. En daar gaan geen groter geluk of vreugde wees as om in sy teenwoordigheid te wees nie. Soos het gesê, hemel is 'n plek wat voorberei word. Kom ons vat die sin verder. Hemel is 'n plek wat voorberei word vir mense wat voorbereid is. Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die enigste manier om ware vreugde te beleef. Jesus is die enigste manier om by die hemel uit te kom. Maar jy moet hom aanneem. Terloops, net soos wat die hemel 'n werklikheid is hel ongelukkig ook 'n werklikheid. Ongeag van wat mense en selfs teoloë in ons tyd probeer sê. Hoor wat sê Matteus 25, hy sê, dan sal hy ook vir die aan die linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Ongelukkig gaan mense daar opeindig. 2 Tessalonisense 1 sê, hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf weg van die aangesig van die Here en die heerlikheid van sy sterkte. Die grootste straf van die hel gaan nie net die vuur en die swaal en die wurms en die pyn en die lyding wees nie. Die grootste straf van hel gaan wees dat jy van God verwyderd is, nie in sy teenwoordigheid gaan wees nie. So hier's wat ek sê, bo aan my lys van dinge wat vir my hoop gee in die lewe, dinge wat my opgewonde maak, dinge wat my motiveer om vas te byt in moeilike tye, dinge wat my motiveer om in situasies die regte besluite te neem, is Jesus wat 'n belofte gemaak het. Hy het gesê, ek gaan sterwe en hy het. Hy het gesê, ek gaan grafdood en hel oorwin en hy het. Hy het gesê, ek gaan hom vir julle plek te berei en hy het. En nou is ek daar waar ek met 'n verwagting sit, dat ek weet hy kom gou weer terug en hy kom my haal. En dit behoort jou motivering te wees. Die wete dat die hemel 'n werklikheid is, van waar Jesus gou weer kom om jou en my te kom haal. En dan wil ek jou groet met die woorde, Maranatha, Jesus kom gou weer. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie belofte. U het al die ander beloftes waargemaak, maar hierdie een wag ons voor. Ons bruidegom, wat gou kom, om ons te kom haal. Help vir my en elkeen wat na my luister, om so te lewe, dat ons gereed sal wees, sal verstaan, dat Jesus die weg, die waarheid, die lewe is, en dat ons enigste pad na die Vader toe is, deur Jesus Christus, onvoorwaardelik aan te neem, koning van ons lewens te maak. Ons bid dit in die kosbare naam. Amen.